Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, baie dankie vir hierdie lieflike dag. Mag U woord ons denke vandag ook vernuwe. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 4 vers 9. Dit lyk vir my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee. Asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Die apostels was nie net die 12 disippels van Jesus nie. Verskeie verkondigers van die evangelie was onder hulle ingereken, soos onder andere Paulus, Barnabas, Andronicus, Junias en Jakobus. Paulus se opmerking oor die laaste plek in die arena is waarskynlik 'n metaforiese verwysing na die finale vertoning in 'n arena. Aan die einde was die mees veragtelike misdadigers tereggestel tot vermaak van die skare. Dit skets vir ons 'n baie diep en rou emosie in Paulus se gemoed. Dit is nodig dat ons van hierdie diep emosies bewus is, want ten spyte daarvan kies hy om soos 'n vader op te tree wat sy kinders begelei na waarheid. Dit is teen hierdie agtergrond dat ons bewus raak van die Heilige Gees se kragtige werking. Juist dit is die punt wat Paulus later maak in vers 20 as hy sê, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Deur sy denke en sy gedrag word die Heilige Gees baie duidelik sigbaar. Hy skuif sy eie ontberinge op die agtergrond en dien die belange van God. Mag my en jou fokus ook voortdurend op die saak van God gefokus wees. Kom ons bid saam. Here, mag ook ons deur die Gees fokus op die belange van U en U koninkryk. Amen.